Ja, ek is nou live. Maar wag ons dat die mense inkom. Ja, dat hulle inbeweeg. Wat dis jy waar het begin het? Begin in skool. Ja, Jesus. Begin in skool. En in die ouer. As jy kyk hoe die kinders vandag die ouers beheer, in plaas van die Ja, ek sit nou weer tussen julle twee, hè? Nee, nie nou nie. Seksie van Ek sê dan net kyk as wie sê, Jy sit hier, was ek hoor kinders deesdae Baie welkom, die wat opgaan. Ons gaan nou begin. Share so lank dit op julle WhatsApps, Facebooks, share die link. Welkom by Vlamskerp. Ek wil binne weer bly manier. Sê vir my klank is reg, kan julle my hoor? Sê net daar, klank is reg, kan jy hoor? Sal ek waardeer. Ja, ek praat van die mense online. Kom. Comment net, ek kan hoor. Klank is reg. nee, hy sê van hy se ander reaksie. Sit met thumbs up as jy kon kry. Ja, thumbs up. Kan julle hoor? Ja. share ons like jou. Almal wie sê die klank is reg, thumbs up. Nee man, ek praat van die mense in hierdie laptop man. My vrou is nie hier om nou my klank te toets. Ja, jou klank werk nie. Ja, nee, sy is by die huis, sy share hom. Hoor julle hom? Ah, okay, nee, dan sê ek happy. Want oh, sê nee, dis lekker man, dis lekker. Altyd lekker om. Die jong manne wil ook net in die prentjie wees. Hallo julle. Hulle sê ek het nie 'n ma se toestemming, jy's minderjarig. So ek hoop dit reg. Vir hom sê ek ja vir jou. Prys die Here. Ek is bly julle is hierso, baie welkom. Dis altyd lekker om by Vlamskerp te wees en te sê ons raak Vlamskerp vir die Here. Verder Vlamskerp. Nou ja, kom ons sit ons hande in die lug en bid ons net saam. Vader, baie dankie dat ons vandag hier kan wees en net kom sê, kom seën ons. Here, U weet alles wat ons nodig het, U weet wat ons elke dag benodig. Maar Here, dankie dat ons vandag kan weet, U is die koning van die konings. En Here, my gebed is dat U ons bonatuurlik sal seën met al die geestelike seëninge. Kom vul ons gedagtes, Here, vanaand om in te neem, laat dit in ons harte in beweeg en Here, dat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar ook daders van die woord in die kosbare naam van Jesus. Amen. Nou ja, soos ek gesê het, ek gaan 'n bietjie uitbrei vanaand oor Kolossense 3 vers 12, wat ek net so vlugtig vanmôre in die boodskap ingebring het daar by die kerk. En ons is in die reeks besig oor rentmeesters in Christus en ek het gepraat oor vanmôre oor rentmeesterskap in gesinswaarde, veral jou huwelik, veral jou ouerskap en kind wees, dat ons het nodig om in daardie dimensie in te gaan dat ek en jy is rentmeesters en ons is ook rentmeesters van ons gesinne, rentmeesters van ons huise. En daarom kom ons en ons sê, Here, kom seën ons vandag met U goedheid en guns. So Kolossense 3 vers 12 gaan ons aanlees vanaand en Kolossense 3 vers 12 sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, saagmoedigheid en lankmoedigheid, sê Kolossense 3 vers 12. Nou, elke dag trek ek en jy klere aan. As jy die oggend wakker word en jy maak klaar vir die werk of vir die skool, dan moet jy klere aantrek. Jy kyk en staan voor daai kas. Jy kyk, vandag wil ek hierdie klere aantrek
En as jy weet jy is 'n mechanic, gaan jy heel waarskynlik jou overall aantrek. Jy weet, as jy weet jy is 'n onderwyser, dan gaan jy heel waarskynlik jou kleeduitrusting wat by onderwyskap pas, aantrek. Julle wat skooliere is, het nie 'n keuse nie, jy moet jou skooluniform aantrek. Maar elke dag trek jy iets aan waarmee jy moet gaan werk, of waarmee jy moet skool toe gaan, wat jou identifiseer met iets. So as jy jou skoolklere aantrek, dan identifiseer dit jou as 'n skoolier by jou skool, of jy nou daarvan hou of nie. Jy moet skoolklere aantrek. Nou, ek wil vandag vir jou sê, net so is dit ook, dat wanneer Jesus praat in Kolossense 3 vers 12, Paulus het aanhaal, dan sê hy, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek weet nie of julle daai lied kan onthou, en wat sing, te wees soos Jesus, te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en so nederig, te wees soos Jesus. Nou daai lied kom heel waarskynlik uit Kolossense 3 vers 12 se agtergrond uit, wat hy sê te wees soos Jesus. En baie kere was ek al as 'n klein chokkertjie in kerke waar hulle gesing het, te wees soos Jesus. En dan het die ooms en die tannies om volle bors gesing, baie mooi gesing. Ek weet nie of dit altyd opreg gesing was nie, maar hulle het hom gesing en jy het hoendervleis gekry van hoendervleis, mooi dit was. Hoe daai ooms en tannies hom kon uithaal, hoe hulle gesing het te wees van Jesus. Maar besef ons wanneer ons daai lied eintlik sing, waar daai song eintlik gaan, om te sê ek wil soos Jesus wees, want dit is 'n verantwoordelikheid om te sê ek wil soos Jesus wees. Nou ek vanmôre gepraat het oor gesinswaarde as rentmeesterskap, jy's in 'n huwelik as 'n rentmeester, en daarom het jy die verantwoordelikheid as man en vrou om na jou huwelik te kyk, en te versorg, en ek het nog die voorbeeld gewys, dat hier is die skakel van die hart, en hier is die ander skakel van die hart, en hierdie hart het een geword voor die preekstoel, en baie kere is dit in daai hart waar ons onsself moet beklee met Christus, en dis waaroor ek vandag verder wil gaan met Kolossense 3 vers 12, dat ons hart, ons huwelikshart, ons ouerskaphart, ons gesinswaarde moet beklee word met Christus. Jou besigheid moet beklee word met Christus. En nou kom Paulus en hy sê in Kolossense 3 vers 12, hy sê beklee jou dan, alhoewel trek jou aan as 'n uitverkorene van God. Nou wanneer het jy 'n uitverkorene van God geword? Die dag toe jy jou lewe vir Jesus gegee het, is jy uitverkore, jy's wedergebore, jy's gegee aan die Godheid, jy het 'n lewende mens geword deur die lewende Christus. En daai oomblik is jy uitverkore, jy behoort nie meer aan jouself nie, maar jy behoort aan Christus, jy behoort nou aan die Godheid, jy's deel van hom, maar nou het jy 'n verantwoordelikheid om elke dag jou met Christus te beklee, soos die lied sê, te wees soos Jesus. Jy het die verantwoordelikheid om elke dag te sê, Here, ek beklee my met Jesus. Daarom moet jy verstaan wie jy is vanaand. Want Kolossense 3 vers 12 sê, dat ek en jy moet onsself beklee met Christus. Jy is reeds deur God gekies. Jy is reeds deur God vrygekoop. Jy het reeds saam met die Here getriomfeer en jy gaan nog baie myle saam met hom loop. En daarom is dit belangrik om te sê, ek beklee my daagliks, want ek weet wie ek is in Christus. Omdat jy uitverkore is, beteken dit dat jy, maak nie saak met wat se challenges jy gaan hê en uitdagings wat jy sit nie, jy is beklee met Christus, en daarom kan jy sê te wees soos Jesus. Amen. Te wees soos Jesus, jy is beklee met hom, jy is aangetrek deur Jesus, jy het sy karakter, jy het sy eienskap is deel van jou, want jy behoort aan hom. Jy behoort nie meer aan jou sondige natuur nie, jy behoort nie meer aan die wêreldse standaard nie, ek behoort nou aan Christus, en daarom in hierdie rentmeesterskap, soos ek vanmôre gesê het,
kan ek en jy ons bekleë met die Here, ons gesin bekleë met die Here, en dit is 'n daaglikse besluit om te neem. 'n Daaglikse keuse om te maak, om te sê ek bekleë my met Christus, ek bekleë my met hom. Want as ons nie onsself met Christus bekleë nie, glo my, die duiwel gaan sorg, ons word stomp gemaak. Jou geloof word stomp gemaak. Jou fisies en geestelik word stomp gemaak. Maar as ek en jy kom en ons maak ons sterk met Christus, ons maak ons geloof skerp met die Here, dan gaan ek en jy sien hoe kan ons triomfeer deur die bloed van die Here, deur die bloed van die lam. Daarom trek die eienskappe van God aan. Nou wat is hierdie eienskappe? Daar's 5 wat in vers 12 van gepraat word. Hy sê, bekleë julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. So die eerste eienskap wat ek en jy moet aantrek van hierdie bekleding van wat die Here ons uitnooi om aan te trek is barmhartigheid. Ek en jy moet leer om barmhartigheid aan te trek en te sê ek bekleë my met 'n eienskap van Christus, naamlik barmhartigheid, want dit is wat jou gaan vlamskerp maak. As ek en jy sê te wees soos Jesus, dan moet ons doen wat Jesus sê. As ek en jy daai lied in die kerk wil sing te wees soos Jesus, so rein en heilig, so sag en nederig, as ek en jy dit wil sing en ek en jy wil dit bedoel wat ons sing, bedoel wat ons sing, dan moet ek en jy meer in daardie denkwyse ingaan om te sê, Here, ek wil soos Jesus barmhartig wees. Wees bewus van die mense om jou. Wees bewus van hulle lyding om jou. Wees bewus van hulle uitdagings om jou. Wees bewus van hulle gevoelens en hulle emosies om jou. Want die Here sê, as jy wil soos ek wees, gaan jy moet leer om soos die mense, soos Jesus te wees. Om te sê, Here, ek wil my bekleë met barmhartigheid vanaand. Ek wil my bekleë met Christus vanaand. Ek wil my bekleë met daai ontferming vir my medemens vanaand. Dis wie Jesus was. Ek en jy sê, ons wil wees soos hy, en ons kan. Want Genesis 1 vers 26 sê, dat ek en jy is geskape na sy beeld en sy gelykenis. En wat is sy beeld en sy gelykenis? Barmhartigheid. Vlamskerp, barmhartigheid. Te sê ek raak bewus van die mense om my, om daar by hulle ook te wees. Dan ook die tweede gedeelte om te sê, waar ek sê, ek bekleë my met Christus, is die goedhartigheid, waarvan Paulus in Kolossense 3 vers 12 praat. Hy sê, goedhartigheid, ek en jy moet goedhartig wees. Wees sag en vriendelik teenoor ander. Dien mekaar, bless mekaar, bid vir mekaar, dra mekaar. Jesus sê, dra mekaar se laste. So as ek en jy wil kom in hierdie denke van Kolossense 3 vers 12 en rentmeesterskap vir ons huise en vir ons mense en ons huwelike, dan moet ons goedhartig wees. Ek het al gesien met huwelikspaartjies, dan sit ek met hulle, en dan wanneer ek met hulle bid, of met hulle gesels, en wanneer ek hulle beraad, en met hulle gesels, dan kan ek sien, hierdie ouens haat mekaar, maar hulle is in dieselfde huis. Hulle haat mekaar, hierdie man en vrou is kwaad vir mekaar, want hulle dra nog haat teen mekaar vir jare. Jy onthou nog daai dag, ek sê, hoe lang is daai dag terug, mevrou? Nee, daai dag was al 20 jaar terug. Ek sê, liewe land, 20 jaar terug. Die Bybel sê, en dis soos ek vanmôre my preek ook gesê het, wees goedhartig. Daai ou koeie in die soet stink al, hulle is al gevrek, maar hulle weet nie eers, hulle het aan jou behoort nie, dan praat jy nog van daai ou koeie in die soet. Die Here sê, vergewe en vergeet as jy 'n suksesvolle huwelik soek. Vergewe en vergeet as jy wil bo uitkom. Ou koeie in die soet gaan jou net in die gat hou. Maar die seëninge van die Here gaan 'n huwelikspaartjie opvat, gaan 'n huwelikspaartjie trek, dat hulle die heerlikheid van God sal besef en die heerlikheid van God sal raak sien. So die gedagte van wat Paulus ook hier in Kolossense 3 vers 12 gepraat het, is dat ons goedertierend moet wees, goedhartig met mekaar moet wees. Wees goedhartig in jou huwelik, wees goedhartig in jou kindskap,
Wees goedhartig teen jou ouers, wees goedhartig teenoor jou kinders, wees goedhartig aan mekaar. Dis rentmeesterskap. Hy sê, wees goedhartig aan mekaar, sodat julle mekaar kan dra, te wees soos Jesus. In die hart, hier wil ek, soos ek vanmôre gesê het, wil ek dit weer sê. As julle in hierdie hart kan sê, te wees soos Jesus, dan is daar goedhartigheid. Wees goedhartig teen mekaar. Wees vinnig om mekaar te vergewe en stadig om te oordeel. Wees vinnig om te vergewe en stadig om vir mekaar kwaad te raak. Dan praat Kolossense 3 vers 12 ook, en praat hy ook oor nederigheid. Hy sê dat ons moet ons beklee met Christus, het hy ook gesê, julle moet julle beklee met nederigheid. Plaas ander hoër as jouself, soos Jesus gedoen het. Weet jy wat is baie kere die probleem? Mense kan nie nederig wees nie. As jy nederig is, kan Jesus meer word. As jy vol van jouself is, kan Jesus nie meer word in jou nie. As jy vol van jouself is, kan Jesus nie tot sy volle potensiaal kom in sy kerk en in jou, in die huwelik, en in jou familie, en jou kindskap nie. Rentmeesters, laat Jesus meer word, jy minder. Julle het mos nou al geglo van die mense drie-eenheid. Julle weet wat is die mense drie-eenheid. Ons kry mos God, die goddelike drie-eenheid. God, dit is Vader, Seun, Heilige Gees. Dis die drie-eenheid. Maar het jy geweet die mens het ook 'n drie-eenheid. Die I, me and I. I will do it, me will do it, and I will sort it out. Die I, me and I. Jy weet? Jy sien, baie kere, en dit kom in hoogmoed voor in die nederigheid, die I, me and I gesindheid nie. Plaas ander hoër as jouself. Gaan oor I, me and I nie, I, me and myself nie, maar dit gaan oor die Here, dit gaan oor hom, dit gaan oor dat hy wil jou tot sy volle potensiaal kry. En daarom mense, ek wil jou aanmoedig, voordat jy kom by I, me and myself, kom by die ding daarby in jou huwelik en sê, Here, ons gaan nederig wees. Want U gaan meer wees, U gaan die goedheid in my uitbring, want die Here se krag is oneindig groot. Amen. Amen. Dan het hy 'n vierde ding gesê, hy sê sagmoedigheid. Jy moet sagmoedig wees. As 'n rentmeester, jy moet sagmoedig wees. Moenie hard en veroordelend wees nie. Wees sag. As jy daai rentmeester wil wees in verhoudings, as jy daai rentmeester wil wees in jou huwelik, onthou man en vrou die verantwoordelikheid van rentmeesterskap, ma en pa die verantwoordelikheid van daai rentmeesterskap oor die kind. Waarvan hulle geskei is of nie geskei is nie, beide het daai rentmeesterskap verantwoordelikheid. Daar moet sagmoedigheid wees. Daar moet verdraagsaamheid wees. Moenie hard en veroordelend wees nie, maar wees sag. Wees sag wat jy sê. Wees sag in jou benadering. Wees sag hoe jy dinge hanteer, want sagmoedigheid is 'n kleed van Christus. Nou ek het begin vanaand om te sê, elke dag staan ek en jy voor die kas. En ons moet iets aantrek, of dit ons skoolklere is, of dit werksklere is, of dit 'n vakansieklere is. Wat jy aantrek bepaal wat se dag dit vir jou vandag is. Net so as jy wakker word, wat jy geestelik aantrek, gaan bepaal wat se dag vir jou is. As jy nie geestelike klere gaan aantrek nie, en jou hartseer aantrek, en jou bitterheid aantrek, en jou frustrasie aantrek, guess what? Dit gaan jou dag wees. Dis hoe jou dag gaan bepaal wees. Maar as jy Christus aantrek, so gaan jou dag wees. En as jy jou aantrek met sagmoedigheid, dan gaan jy sien, so gaan jou dag wees. So gaan die Here deur jou werk, so gaan die Here deur jou beweeg, en daai sagmoedigheid in jou lewe. Amen. Die Here wil hê ek en jy moet vanaand op hierdie punt kom, en ek sit stil, jy weet, en nou sê hy my horlosie, ek het 10.000 tree gehaal. Dan sê ek my hande wat beweeg. Ek sit stil, dan sê my horlosie, so pas, 10.000 tree vir die dag, congratulations, well done. 10.000 tree, net om te werk vir die Here vandag, lekker man. Lekker, ek like dit. Alright, so,
Sagmoedigheid is 'n kleed van Christus wat jy moet dra. Amen. Dan geduld. Praat hy ook in vers 12. Hy sê sagmoedigheid en lankmoedigheid. Nou lankmoedigheid is die ander woord vir geduld. Nou geduld, dis die verduur ander mense se swakhede sonder om vinnig kwaad te word. Dit is die woord vir geduld in hierdie konteks. Dat ek en jy onsself so met Christus moet beklee. Nou, ek hoor my meisiekinders, of ek weet, hulle was nou onlangs by 'n verjaarsdagpartytjie gewees, en dit was so great, want het was eintlik 'n indoor partytjie gewees, maar vriendinne wat hulle al van laerskool af ken, en hulle is nog al die pad in kontak, maar hierdie is moslems, en ek vat hulle nou daar na die indoor partytjie toe. En ek vat hulle daar na die partytjie toe waar hulle nou net so lekker, en dit was nogal nice om in 'n ander kultuur te wees, en ek het hulle gisterand weer gaan haal, maar wat hoor ek by hulle? Was so lekker, maar toe kom daar ander meisies ook daar en klassifiseer hulle self as Christene. Hulle klassifiseer hulle self as Christians en die moslems. Maar raai wie die meeste gevloek? Of die seuns, maar raai wie die meeste gevloek? Hulle wat gesê het hulle is Christene. Kan jy sien, I am a Christian, but I'm not clothed by Jesus. Ek's 'n Christen, maar ek is nie aangetrek deur Jesus nie. Nee, dis nie dit nie. Hulle is Christene wat daar opgedaag het. En hulle sê, we are Christians. Maar die volgende oomblik toe begin hy Christene vloek en sleg praat en hulle begin uiter hulle woorde kom. Nou wat wil ek vir jou sê, waarmee was hulle wat gesê het, hulle is Christene, hulle wat die voorbeeld vir die moslems moet wees. Het begin vloek en sleg praat en al die goedjies. Kan jy sien, ons voorbeeld waarmee ons klee moet eintlik mense trek, inteendeel as om mense weg te stoot van die geloof van Christus af. Amen. Laat Christus jou verander van binne af. Laat Christus jou verander. Laat Christus jou losmaak. Luister wat sê Kolossense 3 vers 10. En julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Ek wil Kolossense 3 vers 10 weer lees. Hy sê, en julle met die nuwe mens bekleed. Sê saam met my, nuwe mens bekleed. Kom ons sê weer, nuwe mens. Hoekom kan ons praat van die nuwe mens? Want in Christus het ek nuut geword. In Christus het ek nuut geword. Nou my vraag is, die klere wat ek en jy aan het, stoot dit mense weg of trek dit mense nader? Want dit wat ek en jy aan het, bepaal en identifiseer ons getuienis. Wie en wat ek en jy is in Christus. Nou sê hy, en julle met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word, tot kennis na die beeld van sy skepper. Hoe word ek en jy vernuwe in Christus? Om ons elke dag na die Vader te bring. Elke dag moet ons skoon aantrek. Elke dag moet ons klere aantrek. Elke dag moet ons klere aantrek. En net so moet ek en jy elke dag geestelike klere aantrek, waarmee ons onsself vernuwe, waarmee ons onsself aantrek, sê Kolossense 3, vers 10, dat ek en jy ons met die nuwe mens moet beklee. 'n Nuwe mens uitdaging. Kan jy mos nie meer dood nie, amen? Ek en jy behoort mos nie meer aan die sondige natuur nie, amen? As jy wil weet oor hoekom doen ek dan nou en dan nog sonde, wees Dinsdag aand hier. By die Vlamdraers disipelskap kursus. As jy wil weet hoekom is ek partykeer nog vasgevang in die swakhede, dis waar ek my moet kort herinner, dat hoe sien God my? Hy sien my skoon gewas deur die bloed van die lam, want ek is 'n nuwe mens. Die ou dinge het verby gegaan, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Amen. Christus het alles kom nuut maak, en daarom is ek vry deur die bloed van die lam.
So, nuwe mens beteken om 'n innerlike hartverandering te hê. Te sê, Here, kom verander my innerlik. Want wat die Here kan innerlik verander, wat hy hier kan verander innerlik, sal in jou beeld uitstraal. Amen. Die Here is mos groter as enige uitdaging. Amen. Die Here is mos groter as enige struikelblok en enige krisis. Hy is God, hy is koning. Ek meen, as hy die aarde, die wêreld kon gemaak het met 'n spreek van woorde, hoeveel te meer kan hy dan ook nie iets doen aan jou krisis nie. Amen. Hoeveel te meer kan hy nie jou probleme oplos nie. Vlamskerp gaan oor presies, ek beklee my met Christus. Hoe en waar kan ek begin om my klere aan te trek vir die geestelike lewe? Elke oggend as jy wakker word, vra die Here om jou te help sy karakter aan te trek. Jy weet nie wat die dag voor jou voorlê. Jy mag dalk sê, "Jesus, maar ek het 'n moeilike werksvergadering, ek het 'n moeilike taak om vandag te verrig." Maar beklee jou met Christus. Jy kan kom en sê, "Here, ek trek my vandag met liefde aan. Ek trek my vandag met sagtheid aan." Jy kan dit doen, want jy vat fisies klere en trek dit aan. Hoekom kan ek en jy nie die oggend wakker word en fisies ons geestelike klere aantrek en sê, "Here, ek trek die sagtheid vandag aan nie. Ek trek die liefde vandag aan nie. Ek trek die goedertierenheid vandag aan nie. Ek trek die barmhartigheid aan." En dan wanneer jy dit aantrek, dan sê jy, "Here, laat ek presies vandag Jesus wees vir mense." Want ek wil vir jou sê, die mense is nie gepla oor die Bybel as jy nie kan toepas wat die Bybel sê nie. Daar's 'n stelling wat sê, ons wil nie weet wat die bestuurder weet nie, ons wil sien wat die bestuurder weet. Jy sien, ons wil nie weet wat die pastoor weet nie, ons wil sien wat die pastoor weet. Hoor jy wat ek sê? Jy sê jy's 'n gelowige, beklee met Christus. Die mense wil nie weet ek's 'n kind van God nie, hulle wil sien jy's 'n kind van God. Hulle wil sien hoe jy jou challenges hanteer. Nou kom hy en hy sê, beklee jou met Christus, beklee jou huwelik met Christus. Dis net goeie rentmeesterskap, om die kleed van die Here aan te trek. Daar's verskillende kleedstukke van die Here wat jy kan aantrek. Jy kan die wapenuitrusting aantrek. Jy kan baie dinge aantrek. Jy kan jou aantrek en sê, Here, die kennis, sit die kennis op my, sodat ek die lewe en oorvloed kan hê, sodat ek daardeur kan lewe. Amen. Jy het 'n keuse oor hoe jy op mense en situasies gaan reageer. Jy het 'n keuse oor hoe jy in jou huwelik gaan reageer. Jy het 'n keuse hoe jy in jou verhoudings met mense gaan hanteer. Jy het 'n keuse oor hoe jy met jou werkskoollegas môre by die werk gaan hanteer. Jy het 'n keuse wat jy gaan doen. Jy het 'n keuse. Maar as jy jou beklee met Christus, dan is daar nie die plek vir die I, me, myself nie. Maar as jy jou met Christus beklee, is daar plek vir Jesus Christus om die beste hom in jou uit te bring. Amen. Hoe meer jy jou nie beklee met Christus nie, hoe meer beklee jy jou met die seer negatiewe klere. Wat jy dra, gaan jy aantrek. As jy Christus dra, is dit presies wat jy gaan aantrek. Jy gaan Christus na jou toe trek. Kolossense 3 vers 12 herinner ons daaraan, met vers 10, dat ek en jy ons met die nuwe mens moet beklee, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Kennis, meer van hom leer, meer van hom weet. Jy gaan meer van hom ervaar, sodat daai lied wat ons so dikwels al gesing het, te wees soos Jesus, regtig 'n betekenis vir ons sal hê, te wees soos Jesus, so rein en heilig, so sag en nederig. Vra die Heilige Gees om jou te wys waar jy moet groei. Watter eienskap kort jy om in Christus te groei? Ons almal kan iewers 'n eienskap aantrek en sê, Here, ons kort hierdie eienskap. Is dit geduld? Is dit dalk liefde vir die medemens? Is dit dalk nederigheid? Ek het al gesien hoe mense
hoogmoedig is en hoe hard hulle val. Ek het al gesien hoe mense nie liefde kan wys nie en wat se tipe mens hulle is. As ek en jy ons met Christus wil beklee, dit gaan huwelike red. Dit gaan goeie gesinslewe wees. Here, soos ek vanmôre gesê het, of my kind dit wil hê of nie, ek trek hy kleed aan. Maar ek gaan hulle indring. Ons gaan ons kinders en ek in my huis, ons gaan die Here dien. Dis wat ons gaan doen. Ons gaan die Here dien. Ek in my huwelik, ons gaan die Here dien. Daar's nie plek dat ons nie vir die Here gaan dien nie. Ons gaan. Ek vanmôre vergeet het om te sê, statistieke sê dat daar is 'n hoë rate van egskeidings in Suid-Afrika. En daai selfde statistiek van egskeidings sê, die meeste mense wat skei, het nie 'n verhouding met Jesus Christus nie. Ja, kyk, dis 'n feit. Dis 'n feit. Statistieke kan nie weggepraat nie. So as jy jou huwelik wil red, as jy jou huwelik wil geseënd hê, as jy wil 'n rentmeester van jou huwelik wil wees, en dit was op my notas, ek het dit gemis vanmôre. As jy 'n goeie rentmeester wil wees van jou huwelik, dien die Here. Maak plek vir kerk, maak plek vir jou bediening. Want weet jy hoekom? Dit red jou huwelik. Die vanmôre gesê kerk het nog nooit skade gedoen nie. Kerk, om in 'n kerk te wees en die Here te dien, het nog nooit skade gebring nie. Dit het inteendeel nog net goed gedoen. Amen. Ek gaan nie kerk toe om op die mens gefokus te wees nie. Ek gaan kerk toe om die opdrag van die Here uit te voer, om te sê, ek is in die gemeenskap van die heiliges, om te groei, saam op te groei. Amen. So vra die Heilige Gees om jou te wys, waar moet jy groei? Watter eienskap kort jy? Want as jy, hoe meer jy jouself met Christus kan beklee, hoe sterker gaan jou geloof word. Hoe sterker gaan jou beeld wees in Christus. Jy sien vanmôre leef dit prakties uit. Wees vriendelik teenoor jou huisgesin. Wees vriendelik teenoor jou kollegas. Wees vriendelik teenoor kerkmense. Wees geduldig wanneer iemand jou irriteer. Help iemand in nood sonder om iets terug te verwag. Beklee jou met Christus is 'n daaglikse keuse. Sê saam met my, beklee my met Christus. Is 'n daaglikse keuse. Is 'n daaglikse besluit wat ek moet neem. Jy kan nie net dit een keer 'n maand doen of een keer 'n jaar, middernagdiens. Here, hierdie jaar 2025 beklee ek my met Christus. Guess what? As jy dit nie 2 Januarie doen nie, is middernagdiens se ding daarmee, jy weet. Kom. Jy moet jou elke dag beklee met Christus. Sê Here, wees U my gedagtes. Sê saam met my, Here, wees U my gedagtes. Wees U my mond. Wees U my hand. Wees U my oë. Sodat ek net kan doen wat U wil hê ek moet doen. Amen. Dis wat die Here ons soek. Hy sê, hoe meer ek en jy ons kan beklee met Christus, hoe sterker gaan ons wees. Alright. Ons kan nie in eie krag, dit in ons eie krag doen nie, maar deur die Heilige Gees. As jy die oggend wakker word en jy voel is 'n beduiwelde dag, klim terug in die bed en klim in die ander voet van die bed af. Vra iemand vir my, maar as hierdie kant teen 'n muur staan, dan sê ek, dan klim jy weer in die verkeerde kant uit, skuif daai deksel se bed, dan klim jy terug in die bed en klim die ander kant van die bed af. Jy moet jou elke dag beklee met Christus Jesus, amen, sodat Christus in jou meer kan word en ons minder. Ek sluit met hierdie vraag wat ek jou wil vra, watter geestelike klere dra jy? Is dit klere van woede, is dit klere van haat, is dit klere van wat ook al? Watter klere van dra jou huwelik vandag?
Watter klere dra jou kinders, jou gesin? Jou rentmeesterskap is belangrik hier. Soos ek gesê het al verlede week. Wat jy besluit gaan uitdraai. As jy besluit jy wil hy talent gaan bære, dis hoe dit gaan uitdraai. Here het vir jou kinders gegee. Aan die rentmeesterskap daar neem, sê Here beklee my in my huis as 'n goeie ouer. Dat ek 'n voorbeeld vir my kinders kan wees. In jou huwelik. Ja, huwelik bly, huwelik wees. Nee, hier moet jy wees. Huwelik, altyd wees. Huwelik, weet jy wat beteken, wat se geestelike klere dra jy vir jou huwelik? Wat kan jy in jou hart sit? Jou huwelikshart. Kyk weer na vanmôre se boodskap. Wat se klere kan jy aantrek vir jou huwelikshart? Huwelike gaan onder, en soos ek vanmôre gesê het, daar's kosbare roeping in ons kinders. Hulle gaan dit mis, omdat die ouers nie die waarde van die kerk het nie. Kom ons sit die klere van Jesus terug. Watter geestelike klere dra jy vandag? Amen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ek kom in die naam van Jesus Christus. U wat is en sal wees tot in ewigheid. Here, ek wil vir elkeen bid, met in opsigte van Kolossense 3 vers 10 en 12, dat hulle die besluit sal maak om vernuwe te word, en dan hulle ook te beklee met Christus Jesus. Ek wil bid, Here, dat u seer klere sal verwyder, hartseer klere sal wegvat, klere van bitterheid sal uittrek, maar dat mense die keuse sal maak vanaand om hulle te beklee met Christus. Te beklee met die seëninge van die Here, want dit wat hulle aantrek, gaan hulle gedagtes bepaal, gaan hulle lippe en hulle mond bepaal. Here, dit is my gebed vanaand dat meer mense in die teenwoordigheid van God sal inkom. Ek bid vir ons huwelike. Daar's kosbare mense, Here, wat ondergaan. Daar's kosbare manne en vroue wat ondergaan. Kosbare kinders vir lewensval uit mekaar uit, omdat ouers geskei het. Here, ek bid dat ouers weer hulle rentmeesterskap sal opneem. Huwelikspare hulle rentmeesterskap sal opneem. Here, dat hulle huwelik sal begin versorg, dat hulle huwelik sal begin aan werk, en Here, dat 'n huwelikspaar gered sal word. 'n Huwelik wat op die rotse is en besig is om in die see te val en weg en verlore te gaan, Here, dat hulle eerder op 'n nuwe rots sal kom, die rots Jesus Christus. Here, as daar 'n huwelikspaartjie is wat nou luister, wat deur 'n baie storm donker tydperk gaan, ek voel net, ek wil bid vir hulle, Here, ek weet nie wie nie, ek weet nie of wie dit is nie, Here, maar daar 'n huwelikspaartjie is wat nou luister, wat deur 'n baie moeilike tyd gaan. Trane, hartseer, woede. Dankie, Here, dat u daai man en vrou nou optel. Inteendeel het hulle saam gesit en gesels en gesê hulle wil nie skei nie. Hulle wil nie as gevolg van die kinders of ter wille van die kinders nie. Hulle het gesê hulle wil nie skei nie, maar hulle weet nie oor hoe nie. Huweliksberaders het nie geld nie. Julle was al by kundige, sê die Here, en nog steeds is julle probleem nie gesolf nie. Maar Here, u wys vir my die wortel van die probleem lê diep in die generasie, en ek kom in die naam van die Here, en ek breek daai generasie van egskeiding in die naam van Jesus Christus. Hierdie man en vrou is lief vir mekaar, hulle weet dit. Ek weet nie met wie ek praat nie, maar hierdie man en vrou is lief vir mekaar. Daar's baie trane, maar hulle kom nie oor hulle verskille nie. En Here, ek wil vandag kom en ek wil bid, Here,
red daai huwelik nou in die naam van Jesus. Here, herstel dit. Vader, ek spreek dit tot in die generasie aan en ek breek daardie vloek van egskeiding in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Meneer en mevrou, die Here wys vir my, julle moet nie môre nie, maar vanaand mekaar se voete was. Bid vir mekaar. Seën mekaar. Bedien mekaar met nagmaal. Hierdie is julle aand. As julle in Pretoria omgewing is, naby is, julle is welkom my te kontak. Anderstens wil ek sê, kontak 'n pastoor gou as moontlik wat geskik is om julle te kan help. Maar hierdie huwelik kan nie verlore gaan nie. Kan nie verlore gaan nie. En die Here sê, ek is daar vir julle. Seën dit. Halleluja. Dankie Here vir daai rentmeesterskap wat U nou opneem, of hulle help opneem nou vir hierdie huwelik, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus, dankie Here. Dankie Jesus, dankie Here. Dankie Jesus, dankie Here. Halleluja, dankie Jesus, dankie Here. Ek wil U prys Here, ek wil U prys, halleluja. Here, dankie dat U elke huwelikspaar, ek weet nie hoekom bly dit op my hart, U bring my terug na huwelike toe, Here. Dankie dat huwelike is kosbaar. Die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het, was by 'n bruilof waar 'n paartjie so pas getrou het. Hoekom? Want huwelike is vir hom kosbaar. Is vir hom belangrik. Dis hoekom dit daar plaasgevind het. Dankie Jesus, dankie Here. Dankie Jesus, dankie Here. Dankie Jesus. Daar's 'n vroutjie wat luister wat nie kinders kan hê nie. Alles probeer, selfs die dokters het probeer, selfs die medisiese benadering het ook nie gehelp nie. Jy's keer op keer teleurgestel. Al wat die Here vandag vir jou sê, moenie opgee nie, op jou geloof nie. Ek sê nie daar gaan 'n wonderwerk plaasvind, dis wat ek vanaand vir jou sê nie. Die Here sê net, moenie opgee nie, moenie jou geloof opgee nie, moenie dink jy is 'n swak vrou, jy nie vir jou man 'n kind kan gee nie. Moenie daaraan dink nie, sê die Here. Die Here sê, ek het jou en jou man verskriklik, ontsettend lief vanaand. Die Here sê, hy ken jou trane, dat jy al begin dink het, mevrou, dat jy sê, want jou man is verskriklik lief vir kinders, en jy kan hom nie 'n kind gee nie, en jy dink jy is 'n slegte mens, jy is swak, jy is nie swak nie. Moenie dink jy is 'n slegte vrou of 'n slegte mens nie. Here sien jou trane raak. Ek sê hierdie goed nie met beloftes vanaand, jy gaan nou 'n kind of iets kry nie. Ek sal net sê wat die Heilige Gees vir my sê. Al wat ek vir jou wil sê, mevrou, is, die Here sê, jou huwelik is nog steeds 'n geseënde huwelik. Is nog steeds 'n geseënde huwelik, moet net nooit opgee nie. Moet nooit voel jy's 'n mislukking nie. Moet nooit opgee en sê, jy fokus op hom, sê die Here, ek sal jou ooit teleurstel nie. En die lewe is nog steeds die moeite werd. Inteendeel, sê die Here, ek moet vir jou sê, en as jou man nie nou by jou is nie, wil ek jy moet hierdie profetiese woord vir hom speel, waar ook al jy is op hierdie aardbol. Inteendeel, sê die Here, julle gaan 'n ma en 'n pa wees van baie geestelike kinders. Julle ken die Here, julle ken dit. Julle gaan geestelike ouers wees van baie kinders, geestelike kinders. En die Here sê, en hulle gaan julle gelukkig maak. En moet net nie opgee nie, want die Here sê, ek het jou en jou man verskriklik lief. Ek sê weer eens, ek sê net wat die Heilige Gees sê, ek sê nie, daar gaan 'n wonderwerk plaasvind, of daar kan, ek sê net nie, nou met beloftes, jy gaan 'n kind kry nie. Ek sê, die Here sê, jy moet net nooit opgee in geloof, om te sê, hoekom glo ek en dit nie. Miskien het jy al gevoel, hoekom kry slegte mense kinders en goeie mense nie. Dit is 'n normale stelling, maar die Here sê, hy waardeer jou, hy is lief vir jou, hy gee om vir jou. Moenie opgee nie. Dankie Jesus. Ons is lief vir U, dankie dat U praat vanaand, dankie dat U gesels vanaand, dankie Here. Dankie Jesus, dankie Here. Dankie Jesus.
Dankie Here. Halleluja, halleluja, halleluja. Prys die Here, prys die Here. Meneer, jy luister vanaand en jy weet as die drank oorneem, dan is jou vrou jou slaansak en as daar nie drank is nie, is jy die liefdevolste mens. Laat staan jou nonsens, hy gaan jou skei. Laat staan jou nonsens, die Here sê, sy gaan jou skei, daar's niks wat jy daaromtrent kan gaan doen nie. Laat staan jou nonsens, dit was die laaste keer meneer, dit was. Kom by die Here uit, kom by die Here uit, kom by 'n kerk uit, kom by 'n pastoor uit, ook as jy naby my is, kom, sal jou bedien, sal jou vrykry van die gemors. En die Here sê, wat ek vir jou beplan is iets amazings, is iets groots, wonderliks, en jy moet stop, word vlamskerp vir die Here, sodat ek iets amazings in jou lewe kan doen, sodat daar 'n wonderwerk in jou lewe kan plaasvind, en net goedheid en guns, jou lewe kan vul vanaand. Halleluja, halleluja, dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Here, dankie Jesus, dankie Here, dankie Jesus, halleluja, dankie Jesus, dankie Here, dankie Jesus. Ek weet nie of die volgende persoon wat die Here my wys is in die hospitaal, of gaan later hierdie boodskap kyk, maar jy gaan iewers in die week vir 'n groot prosedure op jou hart. Dit gaan 'n basiese oop hartoperasie wees. Ek weet nie of jy tans in die hospitaal is, of môre gaan of iets nie, maar Here, ek kom in die naam van die Here, en ek wil bid, Here, wat hierdie persoon nou baie gestres is oor, is 'n Christen, is 'n gelowige, maar Here, ek bid vir daai persoon nou in die naam van Jesus. Ek bid dat U daai hart nou aanraak in die naam van Jesus, waar hy nou in die hospitaal is. Here, dankie, 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 Here, dat U daai liggaam nou aanraak. Here, seën die dokter se hande wat daarmee gaan werk. Bring daai persoon tot 'n rustigheid nou in Jesus naam. In Jesus naam, ons wil U eer en ons wil U loof en ons wil U prys, Here. Daar is niemand soos U nie. Ons beklee ons met Christus. Dankie Here, dankie Jesus, dankie Here, dat U sê ek is die Alfa, ek is die Omega, ek is die begin en ek is die einde. Ek wil U prys, Here, daar is niemand soos U nie. Loof die Here o my siel, want hy is God, hy is koning, in die kosbare naam van Jesus. Amen. Was lekker as die Here so 'n bietjie met ons gesels. Die Here so 'n bietjie met ons werk. Hy is koning. Amen. Amen. Prys die Here, mag julle 'n lekker week hê. Dit is lekker ons het vlamskerp aandiens en dankie vir julle wat ingeskakel het aanlyn. Mag die Here julle ryklik seën en lekker week verder. Okay, bye.